grote naam, ons buig ons voor. Amen, amen. 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 Verheerlijk is die grote naam. Ons buig ons voor die neer. Verheerlijk is die grote naam. Ons buig ons voor. Verheerlijk is die grote naam. Ons buig ons voor. Ons buig ons voor. Verheerlik is. Dis die grote naam. Ons buig ons voor. Halleluja, ja, ja. Halleluja, ja, ja. Ons prys die naam. Ons prys die naam. Verheerlik is. Dis die grote naam. Ons buig ons voor. Ons buig ons voor. Verheerlik is. Die grote naam. Ons buig voor die neer. Gee die Here prys in hierdie plek. Gee die Here prys in hierdie plek. Daar is niemand soos die Here nie. Daar is niemand soos die Here nie. Verheerlik is sy naam. Die lof en die eer en die prys kom u toe. Halleluja. Ek gaan onmiddellik vir ouderling Donnie vra om die diens oop te maak met 'n woord van gebed en net daarna vir Suster Lizette om die verwelkoming te doen. Ons dierbare ons Vader, Here, vanmiddag kom ons na u toe, Here, met 'n dankbare hart. Tot hier toe het u vir ons gedra, Here. Baie dankie dat ons weet, u is die God wat nie lieg nie, Here, wat nie sluimer of slaap nie, Here. Deur die storms, deur die winde, deur alles, Here, het u ons gedra 26 jaar, Here. En vanmiddag gee ons net al die eer, al die lof aan u, Here. Baie dankie, Here, vir almal wat opgekom het. Here, baie dankie vir die musikante, Here, vir elke musiekinstrumentspeler, Here. Elke pastoor teenwoordig, apostel, Here, vyfvoudige bediening. In Jesus naam, Here, vir hulle wat die woord sal bedien vanmiddag, Here, kom seën hulle ook dubbelmatig, Here. Kom seën die diens in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Amen, ek kan net so vir 'n wyle sit. Dit almal is sit plekkie. Glory to God. Baie welkom in die huis van die Here. Is 'n absolute voorreg om vanmiddag, amper sê ek vanmôre, om vanmiddag in die huis van die Here te kan wees. Is die beste plek om te kan wees. Baie welkom Parel. Kom ons gee vir Parel so 'n handeklap. Baie lekker om julle te sien. God bless. Amen. En dan gee ons vir Chicago so 'n wonderlike handeprys. Glory to God. Hulle is in die huis. Ek dink nie Rebecca Steel is hier nie, maar ons gee maar vir hulle ook 'n prys in hulle afwesigheid. Amen. En dan wil ek al die manne en vroue van die Here, kan al die pastore, die bishops met hulle vroue net opstaan dat ons hulle net kan verwelkom in die huis van die Here. Kan u net opstaan in gemeente, kom ons gee vir hulle 'n lieflike handeprys. Baie welkom. God bless you. Nou ek is net hier om die verwelkoming te doen en ek is alweer klaar met my verwelkoming. Een en elkeen wat vanmiddag gekom het, elke besoeker, elke kindjie, elke bejaarde, elke volwassene, u is gegroet in daardie oorwinnende naam van Koning Jesus. As 'n celebration diens, ons gaan nie treur en ween en bekommerd wees oor die
pot wat nog kook op die stoof uit die huis nie. Ons gaan vanmiddag die Here dien in gees en in waarheid. Amen. So, baie welkom. En u het gekom vanmiddag nie om na mense te kyk, maar om te hoor wat die Here vir u in storie. So vat net wat u sin is. Nie los maar die biryani of whatever vir iemand anders. U vat net 'n stukkie hoender, né? God bless you all. Amen. Middag Rosetta. Halleluja. U mag staan en ons sing tot ere van die Here. Halleluja. Jesus. He lifted me up from the deep mighty cleft, and he planted my feet on heaven's highway. For those is the reason I sing and I shout. For Jesus came down and he lifted me up from the deep, and he planted my feet on heaven's highway. For this is the reason, oh, I sing and I shout. For Jesus came down.
sien nie. Toe kom die Here en hy haal ons uit die modder uit. Halleluja. Ons gee die Here so prys. Halleluja. Jesus. Waardig is die Here om geprys te word. Halleluja. Halleluja. Jesus. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Halleluja. Die liefde van Jesus is wonderbaar, dat hy my so lief het. Het is so wonderbaar. Prys sy naam, dat hy my so lief het. Is wonderbaar, wonderbaar vir my. Hoe kom ons verheerlik sy naam? Hoe kom ons verheerlik sy naam? Die mense verander, maar hier's nooit verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dis so wonderbaar, so wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Oh, kom ons verheerlik sy naam. Oh, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die Here, die Here, die Here, die Here, die Here. Kom ons verheerlik sy naam. Die Here, oh, die Here, die Here, die Here. Kom ons verheerlik sy naam. Die Here, die Here, die Here, die Here, die Here. Kom ons verheerlik sy naam. Verheerlik, 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 verheerlik. Kom ons verheerlik sy naam. Verheerlik, 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 verheerlik. Kom ons verheerlik sy naam. Die Here, die Here, die Here, die Here, die Here. Kom ons verheerlik sy naam. Die Here, verheerlik, 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 verheerlik. Kom ons verheerlik sy naam. Oh, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar my Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Halleluja. Hy bly dieselfde tot in alle ewigheid. Halleluja. Groot, waaragtig en heilig is die Here. Niemand so getrou soos ons koning Jesus nie. Halleluja. Jesus.
Verheerlik sy naam, want hy is werd om geprys te word. Ons gee die Here nog so prys, halleluja. 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 Jesus.
Ons gaan vir Pastor Dienst na vore roep. Halleluja. One, two, amen. Familie, ek groet u in die mooie naam van die Here. Bly om vanmiddag saam met u te kan wees op hierdie geskiedkundige oomblik in die geskiedenis van Keres Worship Center. Ek is net hier om vinnige oorsig te gee oor wie die gemeente is en waar vandaan die gemeente kom en die journey wat die Here met ons gestap het. So ons glo en vertrou dat die Here ons vir hierdie 26 jaar het die Here ons verseker begenadig. Ons staan nie hier in ons eie krag nie. Ons wil aan niemand eer gee nie behalwe aan die Here. Daar's 'n woord in die Ou Testament wat hulle sê Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En daarom wil ons vanmiddag teruggee vir die Here, vir sy goedheid, vir sy liefde en vir sy genade. Nou 26 jaar familie is nie 26 dae nie. Ek wil met alle nederigheid sê dat Keres kom nie uit die bos uit nie. Ons het nie eendag net opgestaan en gesê hier is ons nie. No, I believe that the Lord has prepared us for a time and for a season like this. En ek is vir die Here super excited vir die volgende journey wat die Here met ons gaan loop. Ek wil in die teenwoordigheid van ons senior pastoor en sy vrou Lizet, kan die man van die Here net staan saam met sy vrou, and we honor them. Kom ons gee die Here praise. Halleluja. Ons is dankbaar dat ons pastoor onder u leierskap kan staan. Nou vir die wat u weet nie, ek is ook die fisiese broer van Pastor Reggie. Nou ek ken vir hom voordat julle vir hom. If you understand what I mean. Nee, ons het in een kamer groot geword. Maar ek wil ook vir u sê dat Keres is nie 'n familiekerkie. Nee, moenie op my stil word nie. Because ons glo dis 'n saak wat uit die Here gebore is. En as 'n saak uit die Here gebore is, dan sal dit staande bly. Mense kan wat probeer, mense kan wat sê, maar as dit uit die Here gebore is, dan sal dit staan. Ek wil vinnig hardloop. 15 Januarie 1999 het ons begin as Keres Mission Assemblies saam met pastoor Lehoe wat die inisiatief geneem het, en dan was dit ook saam met Pastor Reggie, Evangelis Johanna Pollus, myself, en dan ook Danny Johannes en Jacobus Brooks wat die medestigter lede was. Dan wil ek ook vir sê dat wanneer jy na Keres kyk, dan Keres beteken genade. Grace. Ons is van die opinie dat ons is nie perfek nie, maar dat ons begenadig is deur die Here. Gebroken en stikkend het die Here ons geroep, en omdat hy ons in ons gebrokenheid raak gesien het, glo ek dat hy is nog steeds die hoop van hierdie wêreld. Ek dink 26 jaar terug het baie mense seker vir hulle self gesê, wat maak hierdie laities? Wat probeer hulle? Wat is hulle purpose? But we keep on focusing on Christ. En ons beplan en beoog om ons oë op die Here te hou. En dan op 25 Januarie 2000 het ons Keres Worship Center, die naam missionary het verander, of Mission Assemblies het verander na Worship Center,
En vir die afgelope 26 jaar beweeg ons met die naam Charis Worship Center. Ek glo in hierdie visie van hierdie kerk. It is to build a great church with great people, living great lives for a great cause. And the cause will always be Jesus Christ. Ons preek sterk die evangelie, Jesus Christus en hom as die gekruisigde. En dit sal ons aanhou doen. Ons preek teen sonde. Die Here het jou lief. Hy wil jou red, hy wil jou verlos. Jy moet breek met sonde sodat jy tot die volle kennis van die waarheid in Christus kan kom. En ons droom en glo die visie van hierdie kerk is as ons eendag nie meer daar is nie, dat hulle wat die Here bekwaam sal vind, dat hulle voort sal gaan om hierdie visie uit te dra en hierdie visie uit te lewe. Ons bou nie op 'n man nie, we bou on the solid foundation of Jesus Christ. En dan glo ek, as 'n leier moet jy lief wees vir jou kerk. Jy moet lief wees vir die gemeente. Ek is van die opinie, jy kan nie in 'n gemeente sit, maar daar is jou hart nie daar nie. Ek wil hier vanmiddag sê, ek wil net iets ingooi. Ek is aangestel by die gemeente in die Parel, waar ek daar die gemeente behartig onder die leierskap van Pastor Reggie. Dan, ek hardop nou so 'n bietjie vandag, ek wil ook vir julle sê, ek is getroud. Nee, ek is nie 'n lone ranger nie. Amen, ek maak verskoning vir my vrou. Dan het ons 2 pragtige seuns. But we love the Lord. Charis glo in sterk familiewaardes. Ons glo as dit by die huis gesond is, dan sal dit in die kerk ook gesond wees. Maar as jy as 'n vrou jou man sê by die huis, nee, dan werk dit nie hier nie. Amen. Jy moet gesag verstaan. En ons glo, ons preek dit, ons verkondig dit, al is jou man ook nie 'n gelowige, maar ons leer van mekaar en ons leer hoe jy as vrou moet optree en hoe jy as man moet optree, gelowig of ongelowig. Ons hou ook die heel dag kerkie. Nee, en ons leer die vroue, sorg dat dinge reg is by die huis. Moenie net kerk toe hardloop, dan het jou man nog nie geëet nie. Dan sê sy nie, wag tot ek kom. Ek gaan nou jou kerk toe. Nou. Ons leer van mekaar en ons glo in gesonde familieverhoudinge. Ons algehele visie, we believe to equip the believers. Ons glo elke Sondag dat wanneer die gemeente by mekaar kom, dan rus ons jou toe, sodat jy bekwaam kan wees vir die bediening. We believe in die vrystelling van effektiewe leierskap in die bediening. Ons glo in leierskap, ons equip leaders en ons stuur hulle uit. En dan evangelism, ons eintlike doel, waar ons wil uitgaan, wil preek en verkondig, sodat die wêreld gered kan word. En dan akkommodeer ons ander bedieninge, en dan glo ons ook, en dit is ook vanmiddag deel van hierdie geleentheid, waar ons ook satellietkerke plant, en vanmiddag sal ons sien, waar Charis Chicago onder leiding van Pastor Jacques en sy vrou Fredeline gaan anoint word vir die werk en vir die ministry wat hulle daar doen. Dan wil ek ook sê, ek wil die gemeente en die takgemeentes, almal wat betrokke is in die ministry, in die bedieninge binne Charis self, ek wil vir u baie dankie sê vir u onbaatsigtige liefde en vir die onbaatsigtige ywer wat u insit in die bediening van die Here. Ek het iets geleer en ek is besig in die Parel om nou daaroor te praat. Ek het iets geleer in hierdie 26 jaar en ek besef, is nie maklik in ministry nie.
Nou kan ek nie verstaan nie, hoekom hardloop mense vir die pulpit? Ek kan nie verstaan hoekom mense hardloop om hier voor te staan en te preek nie. Amen. Want ek wil hier vanmiddag sê, jy kan hoe geanoint en gesalf wees en hoe powerful bedien, but if you lack character, as jy nie karakter het nie, sy gaan dit nie maak nie. Maar ek kan vanmiddag vir u sê, ek het persoonlik baie geleer in hierdie ministry en in hierdie bediening, en ek leer nog self, en ek glo dat die Here gee 'n mens wysheid. Ek wil afsluit deur te sê, op die pad kry jy baie mense met baie karakter, verskillende karakters. Sommige is net daar vir jou vir 'n seisoen, en ons het dit gesien in Keres, soms stap mense van jou weg. Sy huil, en sy moet maar jou trane afvee, but the Lord is busy preparing you for another season. Die Here sê vir Samuel, hoekom treur jy oor Saul, as ek hom al reeds verwerp het? Ek glo dat sal nooit iemand op die troon ontbreek nie. Ek wil vanmiddag, selfs vir u wat in bediening is, pastore, apostels, ek wil vir u sê, continue with the work. Hou aan tydig en ontydig. Vermaan en bestraf aan alle erns, of hulle nou daarvan hou of nie. Van Petrus sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Daarom ondervind jy mense sal van jou wegstap in die gemeente. Hulle sal sê, daar's 'n ding wat in die kerk ingekom het, pastoor het alweer skim gegooi, pastoor luister na stories, maar hulle sê, dis hoe die Here bedien, en hoe die Heilige Gees praat, as wanneer die woord uitgaan, hy sal sê, Here, praat met my, wys vir my, in my lewe, wat is verkeerd. So ek wil vanmiddag vir u sê, baie dankie vir u gebedes, en dat u nog steeds vir ons bid. Dankie vir elkeen wat as 'n pastoor in hierdie gemeente ingekom het, en you share the word, het die woord van die Here bedien, and while you were busy ministering, het hy ook vir ons as leiers toegerus en bekwaam. Mag die Here oral waar u beweeg, mag die Here hierdie gemeente krag gee, mag hierdie gemeente beweeg in die krag van die Heilige Gees, en dat ons altyd Christus eerste sal stel. Die Here seën vir u. Julle kan vir Pastor Denson nog so 'n prys gee. Dan kan julle staan saam met my, sodat ons ons harte reg kan kry vir die woord van die Here. No better way to thank God but in worship. Precious Lamb of God, I humbly bow before you in your presence, O Lord. As we, your children, declare your majesty, let your glory fill this house as we wait on you. As we wait on you, now I worship with my heart, and I worship thee with my life.
worship thee in spirit and in truth. I worship thee, for you are good. Now I worship thee with all of my heart, and I worship thee with my life. I worship thee in spirit and in truth. I worship thee, for you are good. Father God, precious Lamb of God, I humbly bow before you in your presence, oh Lord. as we, your children, Your children declare, your majesty. let your glory fill this house Fill this house as we wait, as we wait on you. as we wait on you. On you. Now I worship thee with my heart. With my heart. Worship thee And I worship thee with my life. with my life. Worship thee Worship thee in spirit and in truth. and in truth. I worship thee. I worship thee, for you are good. Now I worship thee with all my heart, with all my mind and soul, with all I worship thee in spirit and in truth. I worship thee. I worship thee. You alone are good. Now I worship thee with all of my heart. I worship thee with my life. I worship thee in spirit and in truth. I worship thee. Sing it unto the Lord. Lord, I worship thee with my heart, with my heart, with my life. I worship thee in spirit
Your name is life. Break every stronghold. Break every strong. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power, Lord Jesus. Your name is healing.
Ek wil vanmiddag van hierdie geleentheid gebruik maak om een en elkeen te groet in die mooie naam van die Here. Those that are live streaming with us, ons leadership, Pastor Denston, wat die pastoor is in Parel, Pastor Jack en Fredolien. Interessant, Pastor Jack, ons gaan hom vandag ordyn as die pastoor in Chicago, een van ons takgemeentes. Pastor Jack was op 'n stadium ons jeugleier daai tyd nog, toe ons nog in die Planet was. En dit is 'n absolute eer vandag om te sien hoe hierdie jong koppel gegroei het in die werk van die Here. Dan wil ek vanmiddag al ons pastore wat vanmiddag van heiden verre gekom het, die gemeentes Chicago, Parel, Wellington, gereelde besoekers, Bishop en sy vrou, Bishop Abel, Bishop Taff, Pastor Henry en sy vrou, en al ons leiers groet in die wonderlike naam van die Here, en dan ook al ons ouderlinge diakens, en dan ook Pastor J.D. Bukas en sy vrou. Dis manne en vroue wat in kerks belê het. Ek onthou jare terug, toe ons die kerk begin het, Bishop Taff ons baie gehelp daar in Amstelhof, jy onthou nog die tent in Amstelhof. Ons die evangelie gepreek het. Amen, en die Here het ons gehelp. Ek dink nou, vanoggend, ek gaan nou na die woord van die Here, kom ek gaan nie lang preek, ek wil net hierdie volgende ding sê. Ek staan hier met 'n groot dankbaarheid in my hart. Maar daar's persone wat ek vanmiddag moet dankie sê, wat baie belangrike rol in my lewe gespeel het. Dis niemand anders as my pragtige bruidlus het nie. Amen. Ek is saam met hierdie vrou, laat ek jou seker maak, as ek 'n jaar gemis het, dan gaan ek 'n probleem kry. 31 jaar. Ja, is 31 jaar as ons saam. Ja, is 31. Hierdie jaar is 32 as ons saam. Prys die Here het ons gebless met 2 pragtige kinders. My seun Dylan daar op die dromme. En dan ook, ek vergeet om my vriend Pastor Jerome te groet. Weet jy, en ek dink so terug oor hoe ons hierdie bediening, baie Pastor Jerome, dankie vir vanoggend. Jy het regtig, die Here het jou regtig vanoggend gebruik. Ek dink vanoggend toe die kerk so deur klomp goed gaan, in 26 jaar kan ek, as ek letterlik my rug vir u moet wys vandag. Dan sou u sien hoeveel houe ek al gevat het. Ek maak altyd grappe, dan sê ek vir die mense, ek het dreads gehad. My bediening het my 'n bles gegee. Nou, Pastor Denston is ook my broer, soos hy gesê het, hy is my ma se mooiste kind, ek is my ma se slimste kind. So is 'n absolute voorreg vir broers om saam te dien, en dan ons enigste suster, Salien, wat hier vanmiddag hier saam met ons is. Amen. Sy is nou die oudste, maar sy moet submit onder die gesag van die leiers. En ek besef dat ons so deur die kerk so deur klomp changes gegaan het. En daar was 'n stadium wat ek gevoel het, dat gaan dit nog die moeite werd wees om aan te gaan. Ek was 30 jaar oud toe ons die kerk begin het in 2000. Ek was 6 jaar met Lisette getroud toe ons die bediening begin het. Dylan en Lauren was nog klein. En die Here het ons gedra op 'n stadium. Pastor Brooks, in sy afwesigheid wil ek erkenning aan hom en oudling Nikki en Pastor Egman in hulle afwesigheid wil ek erkenning gee dat die Here hierdie manne magtig gebruik het. En een aand, ek was die evangelis van die kerk vir jare en ek het nooit begeer om 'n pastoor te word. Ek het geniet in die tente. Ek het my gat uitgeniet in die tente. En een aand woon ek in Amstelhof en ek en Pastor Brooks ry in die kar en hy stop, hy laai my af by die huis en ek wil uitklim en hy sê vir my, sit, ek wil met jou praat. En hy sê vir my, ek gaan beweeg uit die Parel uit, ek gaan trek, ek gaan die gemeente verlaat. En ek wil jy moet die gemeente oorneem. En my woorde aan hom was, ek sal dit nooit doen nie. Because when I looked to Pastor Brooks and I saw the responsibility of being a pastor, I said to myself, never will I. Maar ons gedagtes is nie die Here se gedagtes nie. En ons weë is nie die weë van die Here nie. En vandag staan ek hier net uit genade uit. En die Here praat met my en wat ek vanmiddag vir u wil gee, ek wil met u praat. Die Here sê vir my, for the next 26 years or
how many years the Lord will grace me. Even the Lord will grace me to stand here as the senior pastor. And what's going to happen, ek dink ek wil nou groeg huis toe gaan, maar as God se plan daar is, dan when I will go. Kyk net mooi na my vrou is al. Ek wil vanaand met die praat oor, die Here sê vir my, build character, not years. En dis waaroor ek met u gaan praat. Die Here sê vir my, moenie jare bou nie. Bou karakter. Pastor Jens het net aangeraak. And we are going to the scripture in Romans 5, verse 3 to 5. I'm reading from the Amplified because the Amplified is such a clear understanding scripture when I'm reading. Amplified, Romans 5, verse 3 to 5. Vader, ek dank U dat U die woord gaan seën. Ek dank U, Here, dat U met my gaan gebruik, Here, as 'n instrument. I'm just humbly dependent upon You to help me to speak Your word and reveal Yourself to me now. In Jesus' name, amen. Build character, not years. And not only this, but with joy, let us exult in our suffering and rejoice in our hardship, knowing that hardship, distress, pressure, and trouble produces patient endurance. Moeilike tye moet daar wees. Dank God vir die moeilike tye wat daar was. Ek eer die Here vir die mense wat geloop het deur die moeilikste gaan met ons. Because the hardship produces patience. Ek kon nou toe ons die planet, dit was seker een van die moeilikste tye in die geskiedenis van Keres, toe ons die planet verlaat het. En ons by stadium 150 lidmate en ons verloor die planet. En ons trek na my huis toe in Amstelhof. En net 50 mense van die 150 het oorgebly. Ek kon nou 'n vrou vir my gesê het, pastoor, ek is jammer, man, huis kerk gaan netjie sit hê. En sy het goed gevat en geloop. En ek het van gesê, dis reg my suster. Maar hier gaan ons aan. Ons eerste diens in die huis. Toe roep Pastor Brooks my sê vir my, Reggie, dan gaan nie werk nie. Ek sê vir hom, God het nog niks gesê nie. Pastor Jerome het volgende gesê, as die Here 'n ding begin het, dan gaan die Here dit voleindig. If this church is built on a man, it will fail. If it is built on God, it will stand. And endurance, proven character, spiritual maturity, and proven character, hope, and confidence, assurance of eternal salvation. Character building is a process. As 'n proses van karakter wat binne jou gebou moet word. What is the meaning of character? Character is a mental and moral qualities distinctive to an individual. In the Greek, it means to shape and to cut or to engrave, a process. It takes time to form character. You cannot hasten the process. It's a process that is building character in you. The biblical meaning of character, the will to do what is right, as defined by God, regardless of personal cost. Jy doen die regte ding, al kos dit ook alles van jou. Because you're not willing to change your character for what is less. Let's look at some of the kings in the Bible. I'm going to show you a few examples, and then I'm going to close with 3 things that I want to say. In 1 Kings 15, verse 1 to 3, there was a king by the name of Abijam. Abijam became king of Judah in Jeroboam's 18th year as king of Israel. And he ruled from Jerusalem for 3 years. His mother was Maacah, and his daughter was Absalom. Abijam did
not truly obey the Lord his God and as his ancestor David has done. Instead, he was sinful just like Father Rehoboam. You can have years, but if you don't have character, your years means nothing. Daar's mense wat sê, ek is nou al 30 jaar bekeer, maar as ek na jou gesindheid kyk, dan is jy soos 'n baba. I'm not interested in your years if you cannot show me biblical character. Baie mense sê, ek is nou al so lank 'n pastoor, ek is nou al 30 jaar bekeer, daar's niks wat jy my kan leer nie. But if you do not have biblical character, then I'm not interested in your years. So 1 Kings 15 verse 9, other King Asa became king of Judah in the 20th year of Jeroboam's rule in Israel, and he ruled for 41 years from Jerusalem. His mother was Maacah and his daughter, and then the Bible says, Asa obeyed the Lord as David has done this. Here was a king by the name of Asa who served God. He had 40 years, but he had good character. Ek sal liewers met 'n man stap, al is dit ook vir 2 jaar met 'n karakter, as wat ek 'n man stap wat 40 jaar sê, hy's bekeer en sy karakter stink. There were other kings. Ahab, the son of Omri, in 1 Kings 16 verse 29, became king of Israel in the 38th year of Asa's rule in Judah. And he ruled for 22 years from Samaria. Ahab did more things to disobey the Lord than any other king before him. Kings with years, but no character. Let's go to the dangers of building years without character. I think the church is full of men who building years, not character. Ons wil roem op ons jare. Dit is hoekom ons kry mense wat 60 jaar oud word, maar is eintlik soos kindertjies. Mense, ek is nou 70 jaar oud, maar jy is eintlik nog soos 'n kind. Then if I look to your years and I cannot see character, then I'm not interested in your years. Number 1, beware of the spirit of Idonia. As ek dit reg uitspreek. 1 Konings 1 vers 5. And this is a stern warning to the leaders of this house. The spirit of Adonia has 3 characteristics. The first thing, the person who are controlled by the spirit is this person seeks position and power. Die kerk is vol mense wat net posisie soek. Ek is nou vir 3 jaar net 'n diaken. Wanneer word ek 'n ouderling? Jaak het nou gekom en Jaak het nou so 'n pastoor. Ek sit al. Beware of men that seeks position and power, has the spirit of Adonia. Kom ek gee vir jou skrif, 1 Konings 1 vers 5. The Bible says Adonia was the son of David and Haggith. He was Absalom's youngest brother. He was very handsome. One day Adonia started bragging, I'm going to make myself king. So he got some chariots and horses and he hired 50 men as bodyguards. David did not want to hurt his feelings, so he never asked Adonia, why was he doing this? Hy sê, die Bybel sê, hy het so vermetel om te dink, ek sal koning word. En hy het vir hom waans en perderdes aangeskaf. The spirit operates in men who desires position. Number 2. Die tweede ding wat hy doen, is in 1 Konings 1 vers 7, sê die Bybel, kyk wat maak hy. Hy sê, en hy het met Joab, die seun van Seruja, onderhandel, en met Abiatar die priester, sodat hulle gehelp het om volgelinge. The second thing that the spirit, that men who have the spirit, they get men and they negotiate deals to help me. Dit is hoekom Bishop baie mense wat uit die kerk uitloop,
wil nie alleen loop nie, want ek moet eers onderhandel, gaan Abiatar saam nie. Gaan Zeruja nie saam met my loop nie. En ek wil nie alleen loop nie, of ek wil nie my kerk begin nie. Ek is nie mans genoeg om my kerk te begin nie, but the Spirit is on me, therefore I will organize, ek sal met manne onderhandel, wil jy nie saamloop nie. En vir 26 jaar het ek al hierdie gees gesien opereer, hoe manne met die priesters geonderhandel het. Wil jy nie saam met my loop nie. Pas op vir die teepartytjies en die discussions where you discuss how you will leave the church and how you will plan all these things and how you organize and sit in a meeting en dan sê hulle nog die Here praat, is nie die Here nie, it's a spirit, a demonic spirit that is operate in the meetings. And in that spirit, these men gathered, and now they discuss how they are going to move and how they are going to do. En nou sê hulle ook in die vergadering, luister jy, ons moet vir broer Dinges kry, en vir broer Dinges kry. Nee, los vir Dinges, as hy is daarna aanpaste, gebruik vir... Die derde ding wat hierdie gees doen, 1 Konings 1 vers 10, ek wil dit in Afrikaans nie jullie verstaan, maar Nathan die profeet, en Benaja die helde en sy broer Salomo, is nie genooi nie. In die vergadering nooi ons net mense wat saam met ons in die ding is. Maar die profeet gaan nie genooi word nie. Want hy gaan sê wat die Here gesê het, dat die ding is nie van die Here af nie. But we cannot invite the prophet because the prophet will expose the hearts of the people. This is a stern warning for the church. Beware of the spirit. Men with evil agendas. Lag voor jou, maar aan die agterkant beplan hulle. Jy. Ek het baie, Bishop, ek het geleer, ek het baie gehuil aan die begin. Aan die begin van die bediening 5 jaar as mense bedank het, heilig snot en trane. Totdat ek groot geword het. En ek myself gesê het, meneer Heilie, dit is nooit jou mense nie. Dit is Godse mense. En toe as mense nou die kerk wil bedank, dan sit ek nie meer in vergaderings nie. Ek negotiate nie met mense wat na my toe kom met 'n brief nie. Want jy klaar in 'n vergadering gesit, en ek was nie genooi nie, hoekom moet ek nou genooi word? So he invited only those that agree with the agenda, but the prophet are not invited to the meeting. Number 2, a right desire requires a right character. 1 Timoteus 3 vers 1 tot 3. Luister wat sê die Bybel. Dit is 'n betroubare woord. As iemand 'n opsiener verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. En dis nou net waar die Pinkstermense stop. Begeerte. Hoe ek begeer, ek wil 'n evangelis wees. Hoe ek begeer, ek wil 'n apostel wees. Jy maak ook so as jy praat, ek sê, ek begeer. Hoe ek begeer, hoe is hy pastoor so, jy sê maar, hoe is hy man van God so preek, al lyk het my iets werkie binne my. Jy het die mekaar geëet, jy mag wat so dryf. Nou stop ons net daar. Ons stop by die begeerte. Maar die volgende skrifgedeelte sê die volgende, dan gaan hy voort, dan sê hy, 'n opsiener moet onberispelik wees.
Ons het die begeerte, vers 1, maar nommer 2 sê karakter. Ons wil nie daar wees nie. Moet 'n man van een vrou wees, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwam om te onderrig. Therefore, we have a lot of men behind the pulpit that has desires but no character. We have officials behind the pulpit that has a desire, but they do not work on the character. Hulle doen alles in hulle vermoë om hierdie posisie te kry, maar hy het geen karakter nie. Therefore, it's very dangerous to sit under a leader who has years, but no character. Some churches are full of women and men with great desires, but they lack character. They seek opportunity and power without having values. Die man is nou al by sy 6de vrou. Hy kan nie loskom van drank af nie. As jy net weer hoor, ek het eendag met 'n ou gepraat, hoe sê hy vir my pastoor, as hy kom met 'n hoerverhouding, hy sê pastoor, as ek nou net weer my kruis optel, gaan ek weer my mantelik opneem. Sê ek, jy bekeer. Nou maar jy bekeer vir die mantel. Jy wil weer apostel wees. They desire position. Listen, they desire position, but there's no desire for change. Number 3, some operate in the spirit of manipulation and out of personal ambition. Manipuleer die mense. I am the man of God. So into the man of God. En jy raak weggevoer met hierdie goed. Ek het eendag vir iemand gesê, luister, daar's niks fancy aan om 'n leier te wees, om 'n pastor te wees. You the servant of the people. Wanneer julle lekker slaap, hier vra my vir die manne van die Here, as julle lekker slaap op 'n Saterdag aand en julle staan by die parties en by die troues en by die goede, dan moet ons sit by die woord. Ons moet met die Here praat. Here, berei my voor dat ek 'n woord vir die volk kan gee. En soos Pastor Rou volgens sê, julle besluit nog of julle kerk toe gaan, ons kan nie besluit nie. Ons moet hier wees. Die man was 70 jaar oud. Hoe sê hy vir sy ma, maar gaan nie my kerk doen nie. Sê die ma vir my 2 redes gee. Hy is 70 jaar oud. En nommer 2, jy is die pastoor van die gemeente. Jy moet kerk toe gaan. Some people, some leaders even use manipulation to manipulate people to get finances and to get from the people what they need. Ignorance. Working through the ignorance of the people to gain financial gain. Number 4. The right stature and the right looks doesn't mean right character. Die Here sê vir Samuel, gaan af na die huis van Isaai. Ek het onder die seuns van Isaai, het ek vir my 'n koning uitgekies. Maar die Here sê nie vir Samuel die naam van die kind nie. Hy kom aan die huis en Eliab, die oudste, jy kan dit gaan lees, Eliab kom verby en toe Eliab inkom, toe sê Samuel, gewis, hier staan die gesalfde van die Here. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy hoë gestalte nie, kyk nie na sy voorkoms nie, want toe hy ingestap kom, toe kyk God sy karakter. Eliab was a man who had anger problems. Van die Bybel sê, toe Samuel hom wil salf, toe sê die Here nie hy nie, because God knew that he had a bad character. Die probleem het ek agtergekom in baie kerke, ons salf manne wat lyk soos evangeliste, maar as evangeliste nie. Ek het eendag geleer, in die Pinksterkerk moet jy net hard amen sê, dan sê die mense, bly man salf. In die Pinksterkerk moet jy net kragtig groet. Dan sê hulle, hoor jy hoe praat die pastors? Hy is apostel hy.
He looks like a bishop. He looks like an evangelist. And we appoint him, but we do not watch his character. Karakter weeg swaarder as looks. Karakter weeg swaarder as jou gawes. Jy kan maar dooies opwek, maar jy nie karakter het nie. Jy kan die blindes laat sien, maar as jy die karakter het nie, dit is hoekom die Bybel sê, die Here ons gaan vir hom sê, in u naam het ek duivels uitgedryf, in u naam het ek hierdie goed gedoen. Jesus gaan sê, gaan weg, jou vervloekte, en jy nooit geken nie. It's all about the right character. Weet jy, ek het een ding geleer. As mense vir jou seer maak as 'n pastoor, en die mes aan jou rug druk, dan gaan dit nie oor die broer wat jou seer gemaak het nie. Sometimes God allows us to work on your character. Sometimes God allows this people to walk away from you to work on your character because it's a process. Ek het in die eerste plek het ek kwaad geword. As mense geloop het en dan het ek so baie van ons mense gemaak het in ons onkunde, dan sê die Here, bid dat die vuur op hom val. En dan loop nog mense. As jy die Here met nog mense moet loop, dan nog nie reg nie. It's about you. Maar dat bishop self in ons onkunde was die Here vir ons genade. Selfs toe ons foute maak, het God ons genade bewys. So God is working on us. It was about us. Ons raak mos kwaad. Luister, ek het eendag vir iemand gesê, toe sê die persoon vir my pastoor, die suster het van my geskinder, ek is kwaad vir. Toe sê ek, luister, daar's fout met jou nie met hy suster nie. Jou karakter stink. Sê, hoe kan pastoor so sê? Toe sê ek, ja, because jy kan dit nog nie handle as mense van jou praat nie. Jy kan dit nog nie handle as die mense goed van jou praat. Dierbaar is, as jy nie hou daarvan, dat mense van jou praat en jou beskinder nie, moenie agter 'n pulpit kom staan nie. And the other thing is, sometimes we want to protect our name. We want to fight for our name. We want to go out. It's not about your name. It's all about the name of Jesus. As hulle het aan hom gedoen het, as hulle hom verraai het en verloon het, hoeveel te meer sal hulle dit aan ons doen? En ek het geleer, God moes my leer om mense te groet. God moes my leer om saam met mense te huil as hulle wegloop en sê, my broer, mag die Here met jou wees. God moes my leer, God was working in my character, en ek moes verstaan dat ek moet groot word. Van ministry is not for immature leaders, it's for mature leaders. En die volgende ding, die Bybel sê in 1 Samuel 17:6, toe Dawid kom, af na die geveg toe kom die einste Eliab, en hy het baie kwaad vir Dawid geword. En hy vra vir Dawid, wat maak jy hier? Die Bybel sê, hy het kwaad geword. And that was the reason God cannot use him, because he had anger problems. En die ministry dierbaar is, moet jy leer, jy moet selfs jou vyand 'n soentjie gee. Die broer wat so van jou skinder, as jy daar ry in jou kar, en jy weet, jy het nou al die storie gehoor, het moet jy op jy uitgekom, nou ry jy daar, Pastor Henry, en is warm, en jy sien die stap, die broer, daar wil jy die duivel sê, vir jou sit voet neer, as jy die Here stop. Jy dink, ag, ek kan mos maar net sê, Here, ek het hom nie gesien nie. Maar die Here het my geleer, gee hom 'n lif. En is warm, en sit vir hom die aircon aan. Sê vir my, ek is nie vir jou kwaad nie. Van die Here
het my geleer dat die werk van God gaan nooit oor jou nie. It's about people and it's about God. Ek sluit af met hierdie gedagte. Die Here het my ook 'n ding geleer. En veral vir ons pastore, praat van die takpastore en takleaders. Daar word 'n lied gesing. Saul die duisende, maar Dawid die 10.000. So wanneer daar gesing word in Parel, Denston die duisende, maar in Chicago Jack die 10.000, moet Pastor Denston nie kwaad word nie. Hoekom gee hulle dan vir my die 1000 en vir Jack? En ek is die senior pastor, maar hulle gee vir my die 500. Can I handle the songs in the pews when they sing about other men? En dink ek, as ek kan nie kwaai nie. Sy moet daai goed leer, as jy worship lead, julle worship leaders, as jy worship lead, en die ander susters sê dat jy, as ek die diens lei, dat is meer salwing, moenie kwaad word nie. Ek die worship team, as jy hier struikel, dan val jy haar, moenie struikel nie. When other people, even when they praise your enemies, are you mature enough to handle the songs that people sing? En die Here moes my geleer het, dat toe ons deur dinge gegaan, en weet jy wat, kom ek sê vir jy, weet jy wanneer hoor jy, sing die mense die songs, die mense sing die songs, wanneer het met jou die slegste gaan. Terwyl jy hier sit en jy's vol voede, en jy weet nie hoe gaan die Here deurkom nie, dan hoor jy die einste man wat van jou weggeloop word aan die gange geaanbid. Die man wat jou in die rug gesteek het, van hom sing hulle 'n lied, en dit kom by jou ore uit, maar dan is die Here niks te doen met die song nie. Die Here laat jy dit hoor, want God wil in jou karakter werk. God het aan hierdie 26 jaar, het die Here toegelaat, dat ek sekere liedere moet hoor, wat ek nie wou hoor nie, maar ek moes dit hoor, want God wil my karakter gewerk het. And it was not about the song, it was about God working in me. God wil in my werk, en God wil in jou werk. Maar wanneer hy is lied, wat ander mense sing, as dit jou so ontstig, dan is daar fout met jou, nie met hulle wat dit sing nie. I conclude, Charis leadership, my prayer for this church is, that one day when we will be remembered as a church, that people will be encouraged that this was a church that built character of Christ. Let us build character, not years. Let us build character, not position or titles. En hier wil ek ook stop, moenie hardloop agter titels aan nie. Moet ook nie nou al dink, ek wonder wie gaan die senior pastor wees as Reggie omkappie. Reggie gaan nie nou omkappie. Gaan nie nou nie. Julle kan maar gaan. Reggie gaan nie nou nie. Ek gaan hulle begrawe, ja. Build character, not a big name or an ego. En dis wat die Here vir my gesê het vir hierdie gemeente. Build character, not years. Kom ons staan, kerk van die Here. Halleluja. Ek gaan vir jou 'n oomblik gee. Ek gaan vir jou 'n oomblik gee, dierbares. Ek gaan niemand voor na die altaar toe nooi nie, maar ek gaan jou 'n oomblik gee om net vir die Here te vra, Here, werk aan my. Jy weet mos daar's 'n area in jou lewe wat jy weet, Here, ek sukkel nog. Here, ek het nog hierdie struggle in my. Here, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ek wil U dien, maar hierdie ding van my, hierdie karakter ding van my, it fights in me. Vra die Here vanmiddag, help my, Here. Kom ons praat met die Here. I've learned to trust in Jesus. Oh, I've learned to trust in
Vader, ons staan skuldig voor die aangesig. Ons kom tekort, Here. Ons het karakterissues. And we failed you so many times because we ran after things that were not important for you, but it was important for us. Because we wanted these things because it's going to make us feel important. Maar Here, vanmorgen het ons geleer dat het as ons nie karakter het nie, as ons nie bou op Bybelse gesindheid en karakter nie, gaan die jare in bediening niks beteken nie. I pray for the leaders of this house. I pray for every deacon, every pastor, every elder, every bishop. It's not easy, Father God, but you that have started the process in us, U wat die werk in ons begin het, Here. Ek bid dat U dit sal voleindig. Ek wil bid, Here, dat U nooit sal ophou om aan ons te werk nie. En elke keer wanneer ons 'n mes in ons rug kry, of daar 'n belediging is, of mense wegloop, of dinge gebeur, dat ons net sal verstaan, it's not about them, it is You working in us. Vra vir U vergifnis, Here. Many times, oh God, I failed as a leader because not revealing biblical character. But I've learned through the years, oh God, that it was You working in us. Werk in ons, Here. As dit nog 'n 26 jaar gaan vat, dan wil ek bid dat U nooit sal ophou om in ons te werk nie, Here. Dis die gebed van my hart, Here, dat U ons sal help that this church, even if it has been taken over by the next generation leaders, that they will build on the foundation of biblical character, and that they will build on godly men and godly women that will take this church to the next level. I pray that in Jesus' name. Amen. Geliefdes in die werk van die Here. Ek was op die ons gaan sing. Praise the Lord. Hallelujah. Wat die Here vir my kan doen, kan die Here vir jou ook doen. Jy moet net glo, staan op sy woord, vertrou
vertrou aan hom. Vertrou aan hom. Ek het gesien, ek het gehoor, ek het gesien, ek het gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het ek het gehoor, ek het gesien, ek het gehoor, dat dat die Here dit kan doen, dit was die Here, ja. dat die Here dit kan doen. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het gehoor, ek het gesien, ek het gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Wat die Here vir my, Wat die Here vir my kon doen, sal die Here, sal die Here vir jou ook doen. Jy moet net glo, staan op sy woord, vertrou aan vertrou hom. aan hom, vertrou aan hom. Wat die Here, Wat die Here vir my kon doen, sal die Here, sal die Here vir jou ook doen. jy moet net glo, staan op sy staan woord, op sy woord, vertrou vertrou aan hom. aan hom, vertrou aan hom. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het ek het gehoor, gehoor, ek het ek het gesien, ek het ek het gehoor, gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het ek het gehoor, gehoor, ek het ek het gesien, ek het ek het gehoor, gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het ek het gehoor, ek het ek het gesien, ek het ek het gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Dit was net die Here, dit was net die Here, ja. Kom ons prys hom. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het ek het gehoor, ek het ek het gesien, ek het ek het gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het ek het gehoor, ek het ek het gesien, ek het ek het gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Ek het gesien, Ek het gesien, ek het gehoor, ek het gesien, ek het gesien, ek het ek het gehoor, gehoor, dat die Here dit kan doen, dat die Here dit kan doen. dat die Here dit kan doen. Halleluja. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dankie Here. Dankie Here dat ons vanmiddag na U toe kan kom. Here, U wat vanmiddag die bron is van ons lewe. U wat die voorsiener is van ons behoeftes, liewe Here. U wat sê kyk na die lelies in die veld, die mossies, Here. Hulle werk nie, maar tog voed hulle hemelse Vader vir hulle. Hoeveel te meer vir ons, Here. Vader, ons kom sê vir Here, dankie vir die offergawes, die tiendes wat ons vanmiddag voor U kan bring, Here. Ons bid vanmiddag die seën van die Here daarop af, Here Jesus, Here, tot uitbreiding van U koninkryk in Jesus naam. Amen. Geliefdes, u kan sit. Ons het nou gekom by ons laaste gedeelte en waar ons in die pastorale bediening vir Pastor Jacques en vir Frederin Martin in die werk van die Here gaan toewy. Ek kan vandag, ek en Pastor Diensten het gesit en gesels juis oor Pastor Jacques en sy vrou en ons gesels en wat ek vir Pastor Diensten gesê het is, ek het vir Pastor Jacques gesien ontwikkel. Ek het gesien hoe groei hy en wat vir my baie sterk uitgestaan het, is dat hy getransition het. Hy is nog sterk evangelisties, maar wat my baie sterk gemotiveer het is, hy het 'n hartklop vir mense. Die liefde wat hy het vir mense, die omgee. En dit is vir my baie sterk van sy karakter eienskappe. Ek sê altyd vir iemand, man, luister jy kan nog altyd die woord gaan studie. Maar wat baat jy wysheid in die skrif, maar niks gesindheid hê.
Ek wil vra vir Pastor Jack en vir Fredeline om hier te kom staan. Ek gaan nou die ander leiers roep, maar ek wil net hê julle moet hier kom staan. Dis nou Pastor Jack en sy pragtige vrou Fredeline. Nou wil ek vra dat Chicago gemeente staan geop. Ek draai om na hulle toe. Nou, dis nou nie almal nie. Almal kon nie gekom het nie. Nou vra ek vir julle, ek vra nou vir julle in die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die teenwoordigheid van hierdie gemeente. Approve julle, gee julle toestemming dat ons hierdie man en vrou oor julle kan aanstel. Ek hoor julle nie? Julle approve. Julle is bly. Die man van die Here en sy vrou vir hierdie jaar wat hulle geproef het hulle regtig, kon julle sien dat hulle is liefdevol. Hulle gee om vir julle. Wil julle met hulle 'n pad loop? Amen, so nou ja. Hulle het geantwoord en ons kan voortgaan. Pastor Jack en Sister Fredeline, ek gee vir u hierdie skrifgedeelte in 1 Timoteus 4 vers 14 wil ek lees tot 16. Do not neglect the spiritual gift within you. By the Holy Spirit through prophetic utterance when the elders laid their hands on you at your ordination. Practice and work hard. Die werk van die Here en Pastor Jack weet, is nie vir lui mense nie. 'n Pastoor kan nie lê tot 11:00 toe in die oggend nie. Hy's vroeg op. Vra my vir my vrou. Vra daar vir my vrou. Dan het ek niks afsprake nie. Maar ek is al op 5:00, 6:00 is ek op. Sit ek lees my Bybel. Want ek is 'n pastoor het nooit af nie. As jy lief is vir slaap en vir laat lê, moenie laat hulle olie op jou kop gooi nie. Bediening is vir manne en vroue. Ons gaan slaap laat en ons is soggens weer vroeg op. En ons slaap baie kere gaan lê ons, soos Pastor Jerome vanoggend gesê het, met bekommernisse. Maar die Here het ons nou vanoggend vir ons geleer. Die mense dan wonder julle twee lê en praat. My man, wat gaan ons maak? My man dit, my man suster dit. Wat gaan ons hier doen? Almal slaap, hulle is rustig. Maar julle het ja vir God gesê. Practice and work hard on these things. Be absorbent in them, completely occupied in your ministry, so that your progress will be evident. As jou vooruitgang nie sigbaar is nie, dat is 'n probleem, Pastor Jack. As daar nie groei in die gemeente is nie, geestelik en in getal, as 'n probleem. Pay close attention to yourself. Kyk op jouself, let op julleself. Kyk maar op julle huwelik ook. Pas mekaar op. Hy sê, watch your teaching, your perseverance in these things, hold on to them, for as you do this, you will save yourself and those who hear you. En vanmiddag kan ek met absolute vrymoedigheid in my hart sê, Pastor Jack, ek het jou heeltyd, ek hou jou dop. Watch jou statusse. Ek kan sien hoe jy aangaan aan die werk van die Here. Ek sien hoe siele inkom, hoe mense honger is vir die evangelie en hoe dat jy met soveel passie die woord van die Here bedien. En Fredeline, hoe dat jy met die gesindheid van Christus jou man beskerm. En daarom kan ons vanmiddag julle verwelkom in die pastorale bediening by Charis Worship Center. Gaan aan met die werk van die Here en al hierdie leiers vanmiddag staan bankvas agter julle. Your fight is our fight. En ons weet vanmiddag dat die Here vanmiddag vir julle twee gaan seën. Nou Suster Fredeline, trek jy die man aan. Nou Suster Fredeline werk mos party Sondag, né? Chicago. En as Pastor Jack daar kom in die koller is nie lekker nie. Jy moet nie 'n suster kom en die koller kom regmaak. Of 'n suster kom, pastoor, jou taai sit nie reg nie. Praat ek reg? Los daai.
hierdie man van die Here. En ons vertrou die Here dat die Here 'n mooi werk met julle gaan doen. Ek gaan die leiers vra, Pastor Denster, ek gaan die kerkraad vra, die ouderlinge kom julle. Ek gaan ons pastore vra, Pastor Henry en sy vrou, Bishop, kan jy en die vrou kom, laat ons net olie op hierdie man van die Here sit. Pastor Biokus en die vrou, kan u kom, as daar nog leiers is, kom staan saam met ons. Gemeente, kom ons staan op. En ons gaan hierdie man en die vrou. Can you lied for you, I am praying? Kom ons sing dit. Nou ons dierbares ordyn nie nog lang stories en gooi 'n hele 1 liter olie op die man se kop, want die klere is vol, die soet is vol olie. Nee. Here gee vir ons wysheid. Ek wil hê dat julle wat agter staan, sit julle se hand op hulle. Lê u hande op hulle. Vat die pulpit my klein bietjie weg toe. And pray. I pray for you, for you. I am praying for you. I am praying for you. Vader, in die naam van Jesus, wy ons hierdie man en vrou toe aan die werk waarvoor u hulle geroep het. Ons sonder hulle af, Here, vir die dienswerk, my God, in Chicago. Ek wil bid, Abba Vader, dat u hulle ruimte gee. Ek bid vir sukses in bediening. Ek bid dat, Here, die karakter van Christus in hulle duidelik sigbaar sal wees. Ek bid vir 'n plek, Here, 'n aanbiddingsplek, Here. Gee vir hulle ruimte, my God, in die magtige naam van die Here. Chicago sal verander. Die Here sal sy krag, sal die Here openbaar. In die heilige naam van Jesus. En ons bid vir hulle nou, my God, dat die Here hulle magtig sal gebruik. En die werk van die Here sal sy tong en sy lippe, my Vader. In die heilige naam van Jesus. In die kerk van die Here sê, Amen. Halleluja. Yes. Ons gaan ook net die leiers vra om dit agterbly vir 'n fotosessie.
Amen. Kan ons eers God die diens afsluit. Amen. Diebaar is ons gaan vra om Pastor Jacques, ons gaan nou begin sit, ons gaan nog afsluit. En as jy 'n foto wil neem saam met Pastor Jacques en sy vrou, dan kan u net na diens bly. En dan wil ek net vra dat al die leiers ook net 'n foto sal neem. Amen. Het die Here ons geseën? Was dit goed om hier te wees? Gee die Here goeie prys. Halleluja. Nou ek gaan vra dat die worship team net vir ons een lied doen en dan gaan Pastor Henry vir ons afsluit met 'n woord van gebed. Amen. Stap by die ou lewe, stap in die nuwe, as man in Christus is, as hy 'n nuwe mens. Stap by die ou lewe, stap by die nuwe, as die man in Christus is, as hy 'n nuwe mens is. Halleluja. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons sê vir U baie dankie. Baie dankie, Here, dat U ons kom seën het. Baie dankie vir U woord, Here. Father, we thank You for Your unfailing word. Thank You, Lord, that Your word today have accomplished that which You have purposed, Father. And Father, we pray for everyone that has been here, everyone, oh God. And Lord, I pray Your blessing that make it rich and add no sorrow, that blessing will accompany each one in this place. Father, I pray that You will go with us, abide with us, Father. I pray, Lord God, that You are the center of it all. I thank You today for Pastor Jacques and his wife, oh God, and the ministry out in Chicago. We thank You that You are in control. We honor You today
26 years, God, you have brought us. And Lord God, thank you for the next season that is about to start. Baie dankie, Here, dat 'n nuwe seisoen het aangebreek. Ons eer U vandag en ons gee aan U al die lof in Jesus naam. Amen.